Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Saam met die kerk oor alle eeue, saam met Israel van oud, roep ons Here aan met die woorde: Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan antwoord ons troue God ons: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord dan nou weer ons Here deur vir hom te sing. En ons gaan vir hom sing, ons gaan hom loof, hom erken, hom prys met die woorde van Psalm 118. Daarvan gaan ons saam vers 7, 9 en 14 sing. Geloof is vir ons uiters kosbaar. En daarom bely ons dit graag so openlik en so vol ywer. En ons bely dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar.
Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons Here antwoord ons met sy wet. Daarom luister ons nou na die stem van die Here vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Doel van die wet van die Here is om ons laag te bring, om ons te verneder. Ons kan onsself en ander mense maklik flous met hoe min sonde ons het, hoe goed ons eintlik doen in ons geloof, maar nie die Here nie. En dis juist waarvan ons sing. Ons kom voor om ons erken dat hy sien tot in die diepste van ons hart. Hy sien dit wat ons probeer wegsteek in die donker. So wanneer ons sy wet hoor, dan kom ons laag, word ons laag gebring. Ons sing dan vir ons Here Psalm 139, waar ons in vers 1 vir hom sing: Daar's niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan, al wat ek doen, my sit en staan. Al wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. En so bely ons nie net hoe ons voor hom oop en kwesbaar staan nie, maar ook ons swakheid, ons sonde. Psalm 139 en daarvan sing ons vers 1 en 12.
Ons Here aan. Ons almagtige God en Hemelse Vader, wanneer ons U wet hoor, dan kom ons laag na U toe. Ons weet U sien die dieptes van ons sondes. U sien dit wat niemand anders doen nie. Dit wat ons wegsteek, dit wat ons nie na die lig toe wil bring nie. U sien deur elke skans en elke masker wat ons opsit. So wat help het ons probeer vlug, waar sal ons gaan? U oog speur reg deur die wêreld. So ons kom na U toe laag, ons bely ons sonde, ons bely ons swakheid, dat ons soveel keer in swakheid net nie U verheerlik nie U wil volg nie, maar dat ons soveel keer ook uit moedswilligheid, eie willigheid, hardnekkigheid, ons eie hart en begeertes volg, in plaas daarvan om ons te onderwerp aan U. Wil U ons dan vergewe? Ons dank U dat ons so wanneer ons voor U kom, laag en vir vergifnis pleit, dat ons die verwagting, die sekerheid, die belofte het, dat U getrou en regverdig is en ons die sondes vergewe. Ons prys U vir ons Here Jesus Christus, dat ons na Hom mag kyk, aan Hom mag vashou en ons saligheid, ons sekerheid, ons regverdigheid in Hom mag vind. En daarom kom ons in Hom na U toe. O Vader, wanneer U ons aanskou ons tog net in U Seun Jesus Christus. Ons kom met laagheid, maar ook met nog prys en nog dank. U gee vir ons oorvloedig, meer as wat ons nodig het, elkeen persoonlik en ons as gemeente. Dankie vir hoe U vir ons sorg, dat ons U verbondstrou, U goedheid, U genade, U geduld, U ontferming en U liefde so duidelik en so tasbaar mag sien en ervaar. En Vader, dankie dat ons nou die geleentheid, die ruimte, die gawes, alles wat U gee het, wat ons nodig het om U woord aan te hoor. Wil U dan ons harte en gedagtes help, ons help om dit te fokus, wil U die harde werk doen wat ons nie kan nie en ons harte vorm en skaaf en skuur en bou, wil U ons vertroos en wil U ons bemoedig deur U heilige woord. En Vader, ons prys U en dank U, dat ons U kan leer ken, die oneindige dieptes van U heerlikheid, vanuit U woord. Vader, ons bid dan dat U ons gebed sal hoor, ons smekinge en ons lof, enkel en alleen, om ons Here Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Vandag in die preek gaan ons onder andere kyk na God se soewereiniteit oor ons lyding, ons swaar kry.
kyk hoe hy in beheer is van dit. En die feit dat hy in beheer is self van ons swaar kry, is die enigste rede waarom ons die volgende psalm vir hom kan sing. Kom ons sing vir hom Psalm 126, en daarvan gaan ons sing vers 1 en 3. Ons gaan vanoggend verder saam na ons Here se woord luister vanuit die eerste brief van Petrus. Julle kan dus saam met my oopmaak by 1 Petrus. Dusver wat ons gesien het in die brief van Petrus in hierdie reeks waarmee ons besig is die heerlike en troostryke soewereiniteit van God. Ons het gesien in vers 3 hoe God absoluut soewerein is oor ons verlossing. In vers 3 word ons oor hy skenk vir ons die wedergeboorte en so saam met dit ook die geloof. Ons het gehoor in vers 5, hy bewaar ons met sy eie krag deur die geloof. Ons verlossing van begin tot einde is veilig by hom in sy soewereine hand. En in vanoggend se teks gaan ons ook sien hoe God soewerein is oor ons swaar kry. Wat die Here dan vir ons deur Petrus hier leer is dit: omdat God soewerein is oor jou geloof en jou lyding, is nie 'n oomblik van jou swaar kry ooit verniet of te vergeefs nie, maar dit strek elke sekonde daarvan tot heerlikheid van Christus. Jy soek troos in jou trane. Jy soek salf vir jou seer. Jy soek iets in die tye van bitter om jou mond te versoet. Jy soek 'n herberg van rus wanneer die wind storm en die donder dreun. En hier is dit. Hier is dit in kort wat ons gaan sien. Jou swaar kry verheerlik, verhoog ons Here Jesus Christus. En as jy dit kan raak sien, en nie troos daaruit put nie, dan vrees ek jy ken hom dalk nie. Want oorweeg, wat is die diepste verlange van die gelowige se hart? Wat is die hinkering wat 1000 wêrelde se rykdom nie sal kan vul nie? Wat in elke gelowige is, moet wees, oor die verlange om God te verheerlik.
om ons Here Jesus Christus te verhoog. Om so te lewe, so te reageer, so te praat, so te wandel, dat hy gesien word as uiters heerlik, en heilig, en kragtig, en kosbaar, en goed. Daarom vra ons in alles wat ons doen, is dit God se wil? Ons haat en vermy die dinge wat sy naam onteer. Daarom lewe ons, daarom bestaan ons, vir sy lof, sy eer en heerlikheid. Wat is een van die grootste worstelinge van die gelowige? Is dit, dat ons so gereeld hom nie verheerlik nie. Dat ons so gereeld uit swakheid, uit dwaasheid, uit eie willigheid, sonde doen. Ons het hierdie verlange in ons, met alles wil ons sy naam verheerlik, maar hoe gereeld is dit dat ons juis die is wat hom onteer, met ons sonde. En hier is dan die kosbare troos, die bemoediging, die lieflikheid van hierdie teks vanoggend. Omdat God soewerein is oor jou geloof en jou lyding, is nie 'n druppel van jou swaar kry te vergeefs nie. Maar dit strek tot verheerliking van ons Here Jesus Christus. Ons luister dan saam na 1 Petrus 1, en dan gaan ons vers 3 en vers 9 na saam luister, en dan fokus ons vanoggend, waar ons laas keer gefokus het op 3 tot 5, fokus ons dan nou op vers 6 tot vers 9. 1 Petrus 1, vanaf vers 6. Daarin verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Tot sover. Kyk saam met my weer na vers 6. Petrus begin hierdie vers met daarin verheug julle jou. Daarin word julle bly. In wat? In die dinge wat Petrus nou net van gepraat het in vers 5, wat ons die vorige keer nagekyk het, en dit was, dat God in sy soewereiniteit, jou geloof nie net bewerk in jou nie, maar dit bewaar. Sodat, kom wat wil, my geloof sal staande bly. Ek sal aan hom vashou, want hy hou aan my vas, deur my geloof wat hy my gee. Dit is wat dit beteken, dat God soewerein is oor jou geloof. Hy bewaar jou sodat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, jou sal kan skei van sy liefde nie. En hoe doen hy dit? Deur jou geloof. Jou geloof in ons Here Jesus Christus, dit wat jou bind aan God, is nie die maaksel van jou eie hande, en jou eie wil nie. Nee, dit is die maaksel van God se eie hand. Dit wat hy in genade en barmhartigheid aan jou gegee het. Jy glo vandag, jy sal môre opstaan en nog glo, jy sal aanhou glo, selfs in die moeilikste tye, in die swaarste tye. Hoekom? Omdat hy wat 'n goeie werk in jou begin het, dit sal volbring tot aan die einde. Omdat hy wat die geloof in jou gewerk het, dit ook in jou sal bewaar, dat dit nie sal vou nie. En daarin, sê Petrus, verheug julle jou. Vraag is, verheug jy jou daarin? Jy behoort, kyk na jou lewe, kyk na hoe geneig jy is om te twyfel in God se sorg, wanneer swaar kry kom, hoe geneig jy is om angstig bekommerd te raak, te bevraagteken wanneer God dinge nie laat uitwerk soos wat jy gedink jy dit moet nie. Wat jy moet raak sien as jy na jou eie lewe, jou eie hart kyk, is dat indien God gesê het, goed, glo in my en jy sal gered word, maar jy moet glo en jy moet daai geloof in jou
selfonderhou uit jou eie krag uit, dan het ons almal dit lankal weggegooi. Ons is net nie sterk genoeg nie. Daarom verheug ons onsself oor God se soewereiniteit, oor ons geloof, in ons geloof. Ek weet ek sal môre nog glo. Ek weet dat kom wat wil, ek sal aan my Here Jesus Christus vashou, want hy bewaar my in die geloof. Hy bewaar die geloof in my wat hy in my geskep het. So dis God se soewereiniteit oor ons geloof en die vreugde, die verheuging daarin. Maar wat ons wil sien in vanoggend se teks is juis hoe God se soewereiniteit oor ons geloof en lyding vir ons troos bied. Dat elke druppel van ons swaar kry, die moeite werd is, omdat dit Christus verheerlik. Dis wat ons wil sien in die teks. Kyk dan na die res van vers 6. So daarin verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. En wat jy hier moet sien is God se soewereiniteit, sy beheer, sy beskikking, sy mag oor jou swaar kry ook. Dis iets waarna ons in die verlede al gekyk het, maar is iets wat ons nie genoeg van kan hoor nie. Hoor hoe sê Petrus dit in vers 6. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Wat jy klaar daaruit moet sien, is nie 'n druppel van jou swaar kry, jou lyding, doen niks nie. Nee, nie 'n druppel daarvan beval jou, kom oor jou pad, sonder die wil, die beskikking, die wysheid van God nie. So bely ons ook in die Heidelbergse Katekisme, Sondag 10, wanneer ons praat oor die voorsienigheid van God. Nou die voorsienigheid van God het baie te doen ook met sy soewereiniteit. Dit word baie keer as sinonieme gebruik, alhoewel daar 'n bietjie verskil is, maar is in dieselfde lyn, dieselfde gedagte, dan vra ons, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Nou antwoord ons, die almagtige en alomteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsele as met sy eie hand nog onderhou en regeer, sodat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, spys en drank, gesondheid en krankheid, rykdom en armoede, en alle dinge nie by toeval nie, maar uit sy vaderlike hand ons toekom. Dit sluit jou kanker in. Dit sluit jou besigheid wat vou in. Jou geliefde wat sterf, jou eensaamheid en ouderdom, die afvalligheid van 'n kind. Wanneer ons sê dat God soewerein is oor jou lyding en dit met sy eie hand vir jou afmeet, dan sê ons nie dat jou lyding en jou swaar kry ligter gaan wees, of dat ons moet sê, dis nie so erg nie. Ons mag nie kla nie. Nee, hoor wat sê Petrus, daarin verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. As gelowige het jy die troos en die rykheid, dat die swaar kry, die lyding wat jou opval, wat op jou pad kom, is onder beheer, want jou Vader is die een wat dit beskik en daardeur werk, daarmee werk. Maar die gelowige voel nog steeds geweldige droefheid en pyn. Hy voel die vuur van armoede en tekort, hy voel die leemte van verlies, hy voel die moedeloosheid en angs van siekte, hy proe die bitter van 'n geliefde se ongeloof, hy kreun onder die slaaf van vervolging. Die vraag is, wat moet jy weet in tye wanneer jy swaar kry en lyding ervaar? Want jy gaan dit ervaar en dit gaan bitter wees. Wat moet jy in daai tye weet? En is hierdie, omdat dit in God se hand is, jou lyding. Omdat hy soewerein is oor jou lyding. As dit kom, is dit nodig. Elke druppel van jou swaar kry, elke sekonde van jou lyding, gebruik God, beskik God. Hy stuur dit
Maar hy stuur dit met die woorde, my kind, hierdie is 'n nodige ding. So kyk so na jou swaar kry. Dis nie net maar deel van die lewe nie. Sê maar net hoe goed gaan nie. Ek wens ons wil ophou so praat en ons moet ophou dit sê. Jou swaar kry is spesifiek afgemeet vir jou. En dit deur die een wat jou die beste ken. Jou die liefste het, jou die kosbaarste ag. Waarom juis hierdie pyn wat jy ervaar? Waarom is juis dit nodig? Ek weet nie. Ek weet nie waarom jy die swaar kry het en waarom jy swaar kry op die manier wat jy doen nie. Ek weet nie waarom God doen wat hy doen nou in jou lewe nie, maar dit weet ek. Dis 'n nodige ding. Dis wat ons Here deur monde van Petrus hier sê. Die swaar kry is 'n nodige ding. Al sien jy nie presies wat hy daardeur doen nie. Jy doen waarskynlik nie. Al sien jy nie presies waarom dit nodig is en wat hy daardeur doen nie, kan jy ten minste hierdie een ding sien. Wat ook al anders God hier jou swaar kry doen, hy verheerlik vir Christus daardeur. O die rykdom en troos, dis nie verniet nie. Dit het 'n doel, jou swaar kry. Elke keer, elke sekonde daarvan. En nie net enige doel nie, die rykste, heerlikste, kragtigste doel wat kan bestaan. Die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Al doen God niks anders deur jou swaar kry nie, behalwe om vir Christus daardeur te verheerlik. O, laat ons harte uitroep, dis genoeg. Dis elke druppel werd. Sy heerlikheid is 1000 wêrelde swaar kry werd. Maar nou wil ons sien uit die teks uit, as dit waar is. As dit so is, dat God is soewerein oor my lyding, dis wanneer lyding op my pad kom, is dit 'n nodige ding wat hy stuur. Hy werk daardeur in sy wysheid, in sy plan, en wat ook al anders hy doen, hy verheerlik vir Christus daardeur. As dit waar is, dan wil ons dit in die teks sien. So ons vra, hoe word Christus verheerlik in my swaar kry? Want as dit waar is al my swaar kry, al my trane dit werd. Want o die kosbaarheid van sy heerlikheid, dat hy gesien word as die magtige, die kosbare, die betroubare, die heerlike, die heilige, dat hy gewys word as sulks en skitter in majesteit. Maar hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat hy verheerlik word, as kosbaar en waardevol en magtig gesien word, in en deur my swaar kry? Hoe werk dit? Kyk sommer na vers 7. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. So wat hoor ons hier is, God gebruik ons lyding, ons swaar kry, om ons geloof te beproef, of te toets. Maar, goed, dan moet ons paar dinge nou hier vra, wat beteken dit dat God my geloof toets, en hoe maak God wat my geloof toets, dat Christus verheerlik word? Dis wat ons nou wil kyk. So ons vra, wat beteken dit dat God my geloof toets? Ons weet dit beteken nie, dat hy toets my geloof, om te kyk of ek gaan staan of val nie. Hy toets my geloof, hy stuur swaar kry as 'n toets om te kyk, want hy weet nie, so hy wil nou sien, gaan ek aanhou glo of gaan ek ophou glo? Ons weet dis nie dit nie. Ons weet dis nie dit nie, want hy gee daardie geloof. Indien hy geloof aan een van sy kinders gegee het, en indien hy dit bewaar, dan weet hy of die geloof daar is. Hy weet of die geloof eg is. Toe in Hebreërs 4 vers 13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Psalm 139,
Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met my, met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. So God toets ons nie, omdat hy nie weet of ons geloof eg is nie. En nou gaan hy uitvind nie. Geensins. So wat beteken dit dan dat God ons geloof toets? Om dit duidelikste te sien, kom ons kyk eers waarom toets hy ons geloof. Hier in vers 7. Sodat die beproefdheid, of ander woorde, die getoetsdheid van julle geloof, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dis die doel. Die lyding, die beproewing, die toetsing, die vuur is nie verniet nie. Dit doen iets. Doen die heerlikste, kosbaarste, soetste werk. Dit verheerlik ons Here Jesus Christus. Dis die doel met jou swaar kry. Deur jy wat swaar kry, word sy kosbaarheid, sy waarde, sy mag, sy majesteit, sy lieflikheid verhoog, gesien en verheerlik. Wat in die hemel of op aarde kan jou swaar kry meer die moeite werd maak as dit? As ons Christus se heerlikheid kan laat skitter, kan wys, kan verhoog, dan sal ons 1000 wêrelde se swaar kry vat. Vat alles by my. Maak my laag met die stof, maar laat hy verhoog word. Laat hy verheerlik word en skitter in sy heerlikheid. Maak minder van my, maar maak meer van Christus. So sien ons dan die doel van ons lyding, wat beproewing is, toetsing is tot lof en eer en heerlikheid van Christus. Goed, maar hoe verheerlik ons geloof, wat deur swaar kry getoets word vir Christus? Dis dan nou wat ons nou wil kyk. Want is een ding om dit te weet en dit hier te sien. Ons sien hierdeur dat ons geloof, ons lyding is toetsing van ons geloof en dit verheerlik vir Christus. Maar ons wil weet hoe. Ons wil daai troos, daai rykdom verdiep. Kyk dan saam met my na die beeld wat Petrus gebruik hier in vers 7. Hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, en hier staan die beeld, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. So, wat Petrus dan sê is, hy toets ons geloof met swaar kry, soos 'n goudsmid goud toets. Nou, ons vra, hoe toets 'n goudsmid goud? Wat doen hy met goud? Staan ook hier, met vuur getoets word. Goudsmid vat die goud, hy gooi dit in 'n pan en sit dit op vuur. En dit smelt. En ons het 2 redes waarom die goudsmid so met goud werk. Nommer 1 is om die goud te suiwer. Wanneer goud erts gekry word, is nie baie waardevol nie. So wat dan gebeur is, dit word gegooi in hierdie pan, dit smelt al die vuile goed. Alles dryf boontoe en die goudsmid skep dit dan af. En wat hy dan doen, is hy suiwer die goud. Hy maak dit meer waardevol. En so suiwer God, louter hy ons geloof. Dis seer, dis swaar, dis bitter. Maar kyk, hoekom doen die goudsmid dit? Hy doen dit nie om die goud minder waardevol te maak of af te breek of weg te gooi nie. Hy doen dit juis om die goud suiwer te maak, tot die goud se beswil. Hy doen dit juis omdat die goud vir hom kosbaar is. Suiwer hy dit. En so met ons. God smelt ons soms, nie tot ons ondergang nie. En dis die groot leuen van die duiwel, wanneer swaar kry jou tref. Jy het iets verkeerd gedoen, en God is nou besig om jou terug te kry daarvoor. Om jou te straf. Hy doen dit nie tot ons ondergang nie. Hy doen dit nie omdat ons nie vir hom veel werd is nie.
maar juis omdat ons vir hom so kosbaar is. So hoe word Christus dan verheerlik daarin wanneer ons geloof gesuiwer word? Hy word verheerlik omdat die gevolg van jou geloof wat deur swaar kry gesuiwer word, heiligheid is. Diepte in verhouding met die Here, 'n suiwerder geloof, 'n sterker, 'n mooier geloof. En daarin word hy verheerlik, word hy gesien en geprys. Jakobus 1, ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom. Of Psalm 119, dit was goed vir my dat ek verdruk was. Waar het ons al so gebid? Vir die Here gesê, dit was goed vir my dat ek verdruk was. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Ek weet, Here, dat u oordeele regverdig is, en dat u my uit getrouheid verdruk het. Jou swaar kry, jou lyding, daardie beproewing, toetsing van jou geloof, suiwering van jou geloof, is goed. Want dit bewerk heiligheid. Dit haal jou oë af van hierdie stoffelike, verganklike wêreld. En dit rig jou tot die lieflikheid, die vreugde, die volheid in die hand van ons Here, dat jy dit mag sien. Die heerlike troos, jou swaar kry beskik God, omdat dit jou heiliger maak, sodat jy in jou lewe meer en meer Christus verheerlik. En dit is al reeds 'n reuse troos, 'n soet troos. En as dit al was, sou dit genoeg wees. Maar ons nog 'n manier hoe Christus verheerlik word in my swaar kry. En dis die tweede manier hoe goud getoets word, of waarom goud getoets word, wat dit beteken dat goud getoets word. Mens toets goud om te bevestig dat dit egte goud is. Dat dit nie 'n namaaksel is nie, maar om te bevestig dat dit egte goud uiters waardevol is. So wanneer mens metale smelt, dan kan mens baie maklik en vinnig en duidelik sien wat is goud en wat nie. En so toets, bevestig God ons geloof dat dit eg is. Hy, deur ons in die vuur te gooi van lyding, deur ons so te toets, bevestig hy dat die geloof wat ons het is eg, want kyk, dit bly staan. Dit is ware goud. Nou, die vraag, en dit sluit aan by wat ons vroeër gesê het, vir wie toets hy dit? Nie vir homself om uit te vind, omdat hy nie weet nie. Vir wie dan? Vir wie toets hy dit? Vir wie wil hy bevestig deur swaar kry dat jou geloof eg is? En die antwoord is, vir die ganse skepping. Vir elke mens, engel, mag, owerheid en gesag. Oorweeg net die heerlike ding wat gebeur wanneer jy swaar kry. Jy kry swaar en bitter swaar soms. Wanneer jy die nuus kry van 'n vratsongeluk wat 'n geliefde geëis het. Wanneer jou kind afdwaal en deur die verganklikheid van die sonde meegesleep word. Wanneer jy 'n diagnose van kanker kry. Maar jy nog 'n dag sukkel om met die pyn en krankhede te funksioneer. Maar ten spyte van dit, vlug jy na God. Gryp jy aan hom vas. Jy gryp juist stywer omdat jy swaar kry. Wat gebeur dan? Wat gebeur wanneer jy dit doen? Wanneer jy in jou swaar kry aanhou glo. Jy verheerlik hom. Wanneer in jou swaar kry, jy wys dat jou geloof eg is, want jy glo nog steeds. Wat gebeur? Hy word gewys, verheerlik, aanskou as die magtige een, die waardevolle een, die kosbare een, die een wat so kosbaar is dat selfs in swaar kry, partykeer weens swaar kry, vlug jy na hom toe. Dis hoe sterk hy is, dis die rykdom van die troos wat by hom is. En so word Christus verheerlik.
Sy waarde en lieflikheid word gesien en verhoog deur jy wat in jou donkerste seer na hom toe vlug en by hom skuil. Ons sien ook in vers 8, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. In wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Soos Job. Dink aan wat gebeur by Job. Die Here vat alles by hom. Hy slaan hom plat. Hy verskeur hom. Maar wat doen Job? Hy bly staande in sy geloof. Hy bly vashou aan die Here. Sy vrou sê, vloek die Here. Hy doen nie. Hy bly gryp aan God en daardeur verkondig God dan aan die ganse skepping, kyk hoe waardevol is ek. Ek vat alles by hom. Hy hou aan my vas nog steeds. Ek gooi hom in die vuur. Hy hou vas aan my nog steeds. Waarom? Want ek is meer waardevol as alles wat ek vir hom gegee het en by hom gevat het. En so verheerlik God homself in die oë van die ganse skepping. En dit was die duiwelse argument. Nee, hy het gesê, ja goed, Job dien u, maar hy kry nie swaar nie, dis hoekom. Laat hom swaar kry, en hy sal ophou. Dan vat God al die dinge by Job, wat bymotiewe kan wees, vir waarom hy vir God lief het. Hy vat dit. En wat ons dan sien, Job prys hom nog steeds. Daarin lê dan die verkondiging, dis hoe waardevol God is. Dis hoe groot sy krag en heerlikheid is. Dat al vat hy alles by my, ek bly vashou aan hom, want hy is kosbaarder as wat hy gee. Hy is kosbaar genoeg. Oor die heerlike troos hiervan dat jy God so in jou swaar kry verheerlik. Jy verheerlik Christus en sy waarde en sy heerlikheid so. Net deur aan te glo. Dit is so heerlik, want dit is so passief. Jy hoef nie jou vinger te kan sit op 10 dinge wat jy nou geleer het in jou swaar kry, voordat dit God verheerlik nie. Jy hoef nie te kan sê, kyk hoe ek nader aan God gekom, en kyk hoe ek al hierdie dinge gesien, weens my swaar kry, voordat dit hom verheerlik nie. Net jy wat vashou, jy wat glo, verheerlik hom, want dit wys sy oneindige waarde. Dit wys sy kosbaarheid. Jy sit nou met verlies, met verlange. Jy sit nou met kommer en hartseer. Jy sit nou met kanker en ouderdom. Jy sit nou met pyn en smart en spyt. Hoor ons Here se woord. Dit is nie verniet nie. Dit is nie te vergeefs nie. Dit doen iets. Die geloof wat hy in jou bewerk en bewaar word bewys as eg, as die werk van sy eie hande deur jou swaar kry en dit verheerlik vir Christus. Dit wys sy kosbaarheid, sy lof, sy eer en heerlikheid. So nodig dat jy op hierdie manier na jou swaar kry kyk en daaraan dink. Dat jy hierdie wysheid en goedheid van God in jou swaar kry raak sien. Want wat is die alternatief? Die alternatief van wat Petrus sê, die alternatief is, God wil nie eintlik hê jy moet swaar kry enigstens nie. Hy soek jou beste lewe en voorspoed slegs vir jou nou. Maar dan gebeur dinge uit jou eie sonde uit ander mense se sonde uit die natuurse gebrokenheid uit wat skade aan jou doen, wat jou laat swaar kry en hy kan niks daaraan doen nie. Dis die alternatief. Het sou angswekkend wees as dit waar was. Maar wanneer jy dan sien hoe God so soewerein is oor jou geloof en lyding, en hoe hy elke druppel daarvan gebruik, hy mors nie 'n sekonde van jou lyding nie. Hy gebruik dit tot lof en eer en heerlikheid van Christus, dan gebeur wat vers 8 en 9 sê, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. In wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Jou geloof moet vir jou uiters kosbaar wees.
Die einddoel daarvan is die verlossing van jou siel. Daar is geen verlossing, geen hoop, geen saligheid sonder geloof nie. Jy kry deel aan ons Here Jesus Christus en sy offer aan die kruis. Die verlossing wat dit bring, enkel en alleen deur geloof. Alles wat jy op die aarde kan verloor is tydelik, is beperk, stof. Maar die een ding wat jy met alle vreugde en dankbaarheid moet vasgryp is jou geloof. Hier is dan jou troos en rykdom. Selfs in midde van die swaarste, donkerste swaar kry, sal jy nie jou geloof verloor nie. Nie omdat jy so 'n sterk gelowige is nie, so wys is, so getrou is nie, maar omdat God soewerein is oor jou geloof. Hy maak dit in jou, hy hou dit in jou. Hierdie swaar kry van jou is dus nie daar sodat jy moontlik jou geloof kan verloor nie. God stuur nie hierdie swaar kry omdat hy dink dis moontlik dat jy dit gaan verloor nie. Dat jy die toets gaan faal nie. Hierdie swaar kry word eerder gestuur as 'n suiwering van jou geloof, verdieping daarvan. En dit word ook gestuur sodat ons Here Jesus Christus as die heerlike, kosbare toevlug en troos gesien kan word wanneer jy aan hom vashou in daardie swaar kry en so oneindig verheerlik word. Aan hom dan die lof en die eer en die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U in U krag en wysheid, in U gesag, U soewereiniteit, dat U nie na ons kyk en ons pyn ontken nie. Ons dank U dat ons weet U het medelee met ons. U sê self dat ons bedroef word. Ons dink aan ons Here Jesus Christus, toe hy die geliefde, sy geliefde vriende sien huil, dat hy saam met hulle geween het. En ons prys U dat U so 'n medelee en so 'n barmhartigheid teenoor ons het in ons swaar kry, dat U vir ons sulke ryk troos gee. Om te hoor dat U deur ons swaar kry, U Seun Jesus Christus, ons Here, ons Koning, ons verlange, dat U hom verheerlik. Daar is geen troos sterker nie. Daar is niks anders waarvoor ons kan vra en wat ons kan wil hê nie. Ons prys U vir U wysheid, U gesag, U mag, ja, U alomteenwoordige krag, waardeur U alle dinge regeer. Omdat U so magtig is, omdat U soveel gesag het, kom ons na U toe dan en bring ons geliefdes, ons broers, ons susters wat swaar kry voor U troon. U ken elke een van U dierbare kinders en U weet wat U vir elkeen van hulle afgemeet het. En daarom dra ons hulle so graag en met soveel sekerheid aan U op, want wie beter om hulle dan te versorg? Wie beter om hulle te versterk en om hulle te bemoedig as U, die Almagtige. O Vader, wil U hulle naby wees? Wil hulle harte rus gee, deur hulle daagliks nader te trek aan U? Stil die vrese in hulle gedagtes, stil die angs in hulle hart. Mag hulle oë gefokus bly op U heerlikheid,
mag hulle sien en hoor en glo dat elke sekond van hulle lyding U verheerlik. Elke sekond hulle Here Jesus se kosbaarheid laat skitter. En mag hulle daarin verbly met 'n onuitspreeklike en eerlike blydskap. En ons prys U daarvoor dat ons dit mag ken, daardie ervaring mag ken waar ons bedroef is onder allerhande beproewinge, maar nog steeds kan verbly met 'n blydskap wat nie van hierdie wêreld is nie. O, mag hulle dit daagliks, dit gereeld smaak. Wil U tog vir ons geliefdes, ons broers, ons susters wat swaar kry, uitkoms gee vir die wie U wil en wanneer U wil. Mag U ons gebed gebruik as middel tot uitkoms. En Vader, ons onderwerp onsself aan U wysheid, aan U goedheid, aan U trou. En ons prys U, selfs in verdrukking, in benoudhede, prys ons U. Ons prys U vir die God en Vader, wie U vir ons is, in en deur ons Here Jesus Christus. Hoor ons dan om sy heerlike heilige naam ontval. Amen. Die Here sal sing en ons gaan vir hom sing uit Psalm 34 en daarin gaan ons juist die waarheid, die heerlike troos en waarheid van wat Petrus hier leer sing. Ons gaan vers 1, 3 en 8 sing. Al die heerlike vers, maar vers 8 hoor ons sing, die Heer is die hart naby wat gans verbroke is en verskeer. Die gees wat diep verslae treur, verlos, bemoedig hy. Psalm 34 vers 1, 3 en 8. Broers en susters, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.